Goeiedag allemaal. Namens ons vrouwdienst van Duitsburg wil ek dit vir allemaal baie welkom sê hierso. Ek is Caroline Kamer, ek is Duitsburgse voorzitter en dis my voorreg om vandaag hier te kan staan en meer as net die mense te kan sê. Dankie vir allemaal wat hier vanavond is. So, ja, Christa Roos is vanavond ons gastspreker. Sy is van Appington, sy is 'n skoolterapeut en 'n geneeskundige. Ek gaan vir die Afrikaanse woord van my brein opsoek. So ja, ons wil net graag baie dankie sê dat sy bereidwillig is om vir ons vanaand te lei en 'n baie mooi boodskap te gee. So namens ons almal, wil ons dan ook net vir haar ietsie gee, om vir ons te sê baie dankie en baie sterk vir vanaand en ons sien uit om na julle te luister. Ek is waar. Die eerste stinkt.
this moment of prayer. Today, we're going to pray for peace between Israel and Palestine. Let us pray. God of peace, encourage those who seek to establish a fair and just peace between Israel and Palestine. Bless their effort as they work to end this conflict. Salam, vrede vir jou. Die vroue van Palestina se wêreldburgerkomitee is 30 jaar gelede versoek om die program met die tema Gaan kyk en doen, Go See and Act voor te berei. Aangesien Palestina die land is waar die Christelike geloof ontstaan het, is Palestina weer eens genooi om die program vir 2024 saam te stel. Die Palestynse Christen vroue nooi almal reg oor die wêreld om saam te bid, aksie te neem en te besin met die tema Ek dring aan, verdra mekaar in liefde. Ons vergader nou in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Glory.
ek het nie gesing nie. En ek kan daar kyk. Ek wil graag net een ding gou sê, anders ek kwyt raak, sê. Ek is nie 'n dominee nie, en ook nie 'n pastoor nie, asseblief. Sê dit gaan mooi vir jouself, sy is nie 'n dominee of 'n pastoor nie, kyk. Want ek kan nie preek nie, vir my kinders ja. So, ek wonder altyd, as ek met my vrou om 'n praatjie te lewer, dat die mense dink nou wees byna. Maar ek is 'n wissel. Jy weet wat 'n wissel. So ek voel die Here gebruik my al 'n hele ruk. En hy sit goed in my kop. Ek kry dit vas. Letterlik in die nag se opspring goed gaan neerskryf. So werk hy met my. Maar die Here is in my praatjie en hy is deur my, maar ek doen baie meer, sal ek dit stel, goed van waardeur ons gaan. So my verwysingsraamwerk kom baie keer oor. Ek hoop jy hoor iets vandag wat ek sê. En ek wil net gou weer sê, ek is nie 'n pastoor vir jou nie. Ons is vroumense, reg. Complicated. Maar ook nie. En op hierdie tema van vandag, biddag vir vroue. Ons kan nie vereenselwig met vroue van Palestina nie. Ons weet nie hoe dit met hulle gaan nie reg gaan. Maar ons weet dat dit ons gaan. Hier, hier. Maar almal het verdrukking en almal gaan weer goed in die lewe. So, sonder om die vers die hele tyd te noem en te lees, sluit ek my hele, wat ek vandag wil sê, aan by verdra mekaar in liefde. En snaaks dat die versie sê, ek dring aan. Want, ek dink nie, ons doen altyd nie. Nie met ons self nie, en dan ook nie met ander nie. En ek praat nou sommer, ons is nou vrou, ons praat nou vroue. Ons praat nou mans nie, ons praat nou kinders nie, ons praat nou vroue. Soms wens ek dat gebed 'n WhatsApp kan werk, dat jy kan sien, God is online, God is typing. So dit nie ongelooflike gemoedsrus gegee nie. Net soms, man hooggenade, jy kan soms hoop en vertrou, en daai mosterdsaadjie, sukkel soms. So, en ek wil iets sê, ons het homesel elke Vrydagoggend, en daar sê 'n pastoor vir my, 'n regte pastoor, dat hoe jy dit moet sien is as volg. Hoe leer jy, hoe sien jy goed deur sien, of deur hoor, of deur voel? En dis hoe jou geloof opwerk met die Here. Dink gou mooi. Hoor jy goed, dan weet jy die Here, want ek wil weet, hoe hoor jy die Here se stem? Want ek kan nie altyd dit hoor, en ek wil dit so graag hoor. Of sien jy goed, of voel jy goed? Dit is nog pas interessant, so jy kan eintlik al gaan oefen, of kan kyk, wat die een is jy. Ek is 'n kind van die Here, soos ek glo almal wat hier sit ook is. Maar ek ken die Bybel soos ek moet nie, en ek leef nie elke dag in Christendom uit soos ek moet nie. So ek wil nie dit ek wil. En nou wil ek begin en sê, ken julle daai liedjie van Casting Crowns? Sing ons Casting? Praat ek nou regtig in jou Casting Crowns. Only Jesus. Kan ek gesien wie ken dit? Only Jesus. Doen jouself 'n guns tussen vandag, môre Sondag of Maandag of Dinsdag. Gaan luister dit. Casting Crowns, Only Jesus. Casting Crowns, Only Jesus. Ongelooflike mooi liedjie. Ek het dit eendag geshare op Facebook. Ek meng my Afrikaans en Engels hoor. Jammer. My dogtertjie sê jy praat Engels. Ek sê ja, want soms kom ek nie beter hoor. In die liedjie gaan dit oor die een vrou vra my, wat was daardie liedjie se naam wat jy daai dag opgesit het? En ek sê van die liedjie, ek stuur dit vir haar.
En sy sê vir my iets en ek dink, jy mis die punt. Ek sê nie van die dit, en ek gaan luister weer die liedjie. Sy wil graag eendag wees 'n legend in mense se oor, 'n legend. Maar mevrou, die liedjie gaan nie oor jou nie, dit gaan oor Jesus. Hence, only Jesus. So, wat ek hier probeer sê is, alles gaan oor Jesus. En soms slip die wêreld so in, dat jy vergeet net oor Jesus gaan. En hier praat ek nou met my bene vry staan en my benare het ek vanoggend geskeer. Want die wêreld gee ek vakplek elke nou en dan om my te beïnvloed. Mis ek die punt. Mis hele punt. Ek wil nou eerst net sê, nie om my jammer te kry nie, maar weer eens verwysingsrande. My ma is so plus 4 maande gelede oorlede. En sy het 'n stryd gehad met kanker. En kolonkanker. En dit is 'n vreeslike kanker. Kyk, dit is regtig traumatiese kanker met die sakkie en na haar dood het ek besef hoe nietig ons is. Nietig. Nie niks nie, ons is nietig. Maar ons is nietig op aarde. Ons is nie nietig in die hemel nie. Nietig op aarde. Julle gaan dink ek kan kritiek myself, maar gaan nou sê wat ek wil sê. So die dag, toe sy letterlik op haar asemhaal het, dat ons gaan, want ek het 2 ander susters. Dit was eintlik langweekend, want ons kan nie, die een sê, ek is nog shallow. Ek sê, die wat? Haar asemhaal. Ek sê, ek wil niks. Die ander suster gaan, nee, sy is weg. Dit was letterlik die gesprek rond my ma's bed. En na en sluit kom ek gegil, want ek het my heel dag gesmeek hier op normaal die vrou. Sy kan nie wees gesaffe nie. So dit was 'n mooi, dis haar laaste asem uitblaas waarvan haar altyd praat, want ek eers aan sy ervaar het ek die grootste kalmte in my hele lewe ervaar. Dat ek nie eers gehuil het, ek het gehuil op 'n middagpunt, want ek was so verlos en verlig vir haar pad. Maar ek het al gesit. Ek het gesien hoe haar hand blou raak. Van pink na blou, ek het afgeneem. Vir myself. Die feit dat ek daar kon wees, dat sy toe sy dood is die dag, ek dink is 'n groot voorreg. My broer kon nie en hy was ongelooflik ontsteld. En ek beloof julle sonder om nou vir julle wat sy word skok, maar dit is maar soos dit is. Ek het al gewag tot afkop gekom in die dag. Ek en afkop is nou so by the way. Ek het geweet hulle deel veel waters uit wat gebrand is afkop. En ek vraag die man, ek het attentie nodig. Hy sê, hy mevrou, ek sê nie, ek mag dit graag nie. Ek het al gewag tot haar swart goed aan mond geloop het. En wat beteken dit? Alles geen, is dood. Afkop het al gemaal, kalm. Ek het daar afgeteken, want ek teken iemand af wat dood is, lijksyste, hemel toe, en die teken haar af. Ek stap by die hospitaal deur uit met my ma's slippers, haar vanity kruis en 'n sak pille. En dit is wat my nou dink het, nietig. Daar's dit, nee? En waar is sy? Daar waar ons almal wil wees. Vir al die dae waar ek so swaar gaan, maar jy weet wat sy is. En ja, nou, ek het al voor opgesoen en dit was koud. En al die goed gaan ek onthou voor life, maar dit is vir my goed, want ek was daarvan. Maar my punt hierso is, ons nietigheid. En wat gebeur as iemand sterf? Ons is hartseer, ons rou, ons bewe, ons is in skok. Kyk hoe gaan Facebook aan, comments, kan jy glo nie, kan jy stil kan jy familie, bedankt probeer, al die mooi woorde. Ok, nou hoe lang gaan dit aan? Want dit lewe gaan aan, kan nie anders nie aangaan.
weet, nie jou presies ballet toe gaan, alles amateur. Life goes on. En dit my liedjie van U2, with or without you, either or, life goes on. En almal van ons wil seker onthou word, soos daardie vrou gesê, sy wil 'n legend wees as sy dood is. En, want hoekom was ons dan hier, as niemand ons onthou nie? Wie kan ons die onthou word? Om 'n kampie, braai, goed, daai nie meer, wat het wat daai gesê en gedoen. Jy wil onthou word, en dan lag maak, en dis 'n teeroomlik wat jy onthou iemand. En vir my, regtig waar, wat jy vir iemand anders doen, speel jou grootste rol en maak die meeste impak. Nie jou eie ek-planeet nie, dat jy nie op jou eie planeet bly nie, net ek en my opgesin, net ons. Jy moet daar wees vir ander mense, want ander mense het jou nodig. Mens kan nie altyd net verbylik dink, jou probleem, regtig waar. Dis jou probleem. Ja, soms kan nie jou, maar as jy kan, dis die impak wat jy moet maak, en wat jy moet doen op aarde, om iemand sy lewe beter te maak. Party mense is, en ek kan dit lees, hartseer, alleen, siek, rondmoeg, wil ek nou moeg, gooi goed bietjie hitte van afbieding, doodbekommerd en sielsongelukkig. Ek het nie net die woord gebruik, ek het die emosie duidelik gesê, jy kan nie meer. Dan wens daai mens 'n mens. Jy wens 'n mens. Jou hond kan nie soveel vreugde verskaf. Jy soek dan iemand wat terugpraat of luister of saam met jou hou. Jy wens 'n mens. En jy moet weier uitkring as net jou gesin. Kring nog weier. En ek op daar is vandag nie, wat ons nou bid en al sien, wat mooi is het. Maar op 'n ongewone Woensdag, daai dag het iemand jou dan ook nodig. Mense, vroue wat hier sit, julle het nie 'n idee waar dit by mense gaan nie. Julle het nie 'n idee waar dit by vrouens daagliks gaan nie. En in hierdie wêreld, ek dink, hierdie dag is ingebring vir impak. Maar die impak is nie net by die dag stop nie. En impak op ander, maar waar begin dit? Dit begin by ons as vrou. Nou gaan ek gou 'n stukkie vertel. So, jy weet daai daar, die ma in die huis, of die vrou in die huis. Sy was skottelgoed. Ek haat skottelgoed. Passie, sterk, kragtige woord, maar haat dit. Maar jy was aan koppies, dat hele huis hoor, jy was koppies. Weet, jy maak daai tas toe net daai klein bietjie harder, dat jy loop op daai teelvloer, hoorbaar. Die mense in jou huis, die borsel, die kat, die papegaai, almal voel, mama is lekker. Wat doen dit? Dit veroorsaak die boei vir daai hele huishouding. So, as dit goed gaan met die vrou, opbidding vir vroue, dag, as dit goed gaan met die vrou, dan gaan dit met die huishouding. Want die vrou hou die rippel effek in haar hand en haar hart. Ongelukkig is dit so. Jy weet, jy gaan af om jou kinders, dan het jy verkeerde moed geskep. Dan sê jy moet oordoen. So, ek wil dit net vir jou noem. En, as jy moet gaan na 'n vriendin vir 'n uur en 'n half, om koffie te drink, om te jippel, om wyn te drink, om wat ook al te doen, dat jy net aan mens voel en vrou voel, dan doen jy dit. Jy moet dit doen, voor jy begin tot voorbeeld in land vermoord. Jy moet dit doen. Doe het. En sosiale media is ons nou 'n ding wat ons ongelukkig nie teen die prikkels kan skop nie. Dit is met ons. Sommige dan wens ek, mag Facebook crash, asseblief. Ek mag vertel. Maar dit het ander plekke waar dit goed is. Want hoe jy in jou hart teenoor iemand voel, spesifiek, gaan
jy nou op 'n postie, of daar nou sonneblomme in die agtergrond is, of die rivier, of swaarde, ek kan meer swaarde, of slange, kan jy met so'n vryle saai, vir een persoon eintlik, maar die res lees dit ook, en ek dink hulle, wat het ek gedoen? So met ander woorde, as ons dit jy moet vir die skoen aantrek, as dit jou dalk pas, dan weet jy wat, dit is nie altyd so maklik nie. Maklik om dit te sê. Maar jy weet as jy soms ry, en as die polisie van agter jou, ek is so, dadelik dink ek, jy voel dadelik skuldig, maar jy het niks verkeerd gedoen, jy dink, jy kom in nou, en dan skop jy, weet jou, wat ook al jy gedoen het, hier is nou die blinkbengels, dit is so, want jy het niks gedoen nie, jy sal met hierdie post op Facebook, dit is nie jou post nie, skrul voorbij, dit is nie jou post nie, moet jy dit aantrek, moet jy dit op jou vel gaan sit nie, maar mense saai dit, want hulle saai onder, vrouwmense, so, ek het dit so aan gedink, toe ek nou aan vandag dink, jy moet 'n hawe wees, vir 'n medevrou, vir 'n vriendin, maar nie net vir 'n vriendin nie, vir 'n medevrou. As jy fyn ingestel is op mense en mooi ingestel is op mense, kan jy sien as iemand swaar dra aan die een kant. Jy kan dit sien, jy kan dit voel. As jy nie altyd net ingestel is op jouself nie. So, soms wil jy bietjie gaan, is dok die Afrikaanse woord vir dok? As jy nou hawe dok, die boot dok, is dit dok? Sê gaan weer? Ons sien vast meer. Jy, dok is Engels, maar dit. Vast meer, jy wil nie gaan vast meer, maar jy wil nie in 'n hawe gaan vast meer, waar die water ook in die klippe gaan stik en slaan nie. Jy wil nie gaan vast meer, waar daar gat in die boot, jy wil vast meer in 'n hawe, waar jy veilig voel. So, gaan terug op ons vrouwmense, hierdie goedies bring ek in, because it's life, nee. Vrouwmense is dan interessant, is wees, ek self een. Maar, soms skeep jy vriendinne af, of mense af, onwetend, regtig onwetend, dit is regtig nie onskuldig, dan moet die polisie maar jou nie op jou sê, dis maak nie wat is regtig nie. En allemaal is bezig, en allemaal het in my, en allemaal, dit gaan roof. En mens moet oppas om die hele tijd is dit just op jy gaan nie prijs krijg nie, ook nie met daai nie. Allemaal is bezig. Maar wat ek wil afstuur is, dit raak so 'n gewoonte, my skoonma, Leslie sal, sy het altyd gesê, sê, maar gaan dit nie, bezig. En die kyk mense, dit is net zwaar. En toe sy Alzheimer's krijg, so sy vat nie bezig, die sê, daar is niks, sy sit nie. Ek sê, hoe gaan dit nou? Jy weet, dit is 'n ryk, wat so lang ingegraveer is for life, en sy sê, regtig, maar, ek sê nie so weet. Maar sy het dan so ingestel, so ingegraveer, dat, en dit is wat ek doen met legitimiteit eindelijk, en dit is nou nie jou way of life. Moeilijk, dit doe ek. My 8-jarige probeer leer, want sy het 'n geneigtheid om te kla. Dit raak 'n lewens, wat die woord, lewenstyl. En iemand sal dus jy sien aan, van, ek klaar met jou. So, ons het verskillende types vriendinne, en glo my vry, ons het allemaal nodig. Ons het daai een nodig, ons het daai een nodig, ons het daai een nodig, allemaal het 'n plek in jou hart, en in jou lewe. En ek het nog 'n post van 'n vriendin gekry wat sê, a shout out to low maintenance friends, because wanneer ons mekaar sien, is net liefde, is net liefde. Heaven on earth. So moenie die lewe van mekaar nog moeiliker maak, en dit oor nietighede nie. Sien liewer, soos sy regtig, sy het 5 kinders, die vrou is besig. Gaan help liewer, of gaan sit by haar, of moenie, tans. Wees daai hawe, daai veilige hawe waar iemand kan vasmeer, sonder om jou neus op te trek, kan my oogies, oordeel oogies. Wees 'n oplossing, eerder as afbrekend en by
bydra by die probleem. En dan het ek vinnig aan hierdie sommer net raak. Julle weet hierdie, daar's 'n nuwe ding wat glo nou op uitgesteek het, ghosting. Weet julle wat is dit? Ek lees baie oor ghosting. Weet iemand van dit al? Dit het niks te doen met Casper the Friendly Ghost nie. Dit het meer te doen met die spook van Union Battle. Dis daai tipe spook. Jy sien vir hom nooit weer. So ek noem dit gou vinnig, want ek praat baie keer met mense en dan is hulle hartseer. Iemand wat net op praat het met hulle, se manier. Klaar. Nou ek kan nie dink dat jy nie met iemand met my praat, hoe doen jy dit? Nou Casper, jy groet ook eers die mense. Maar dit kost ons niks nie. Jy kan ons soos vriende bly en oulik wees. Nou, dink gou daai mens wat nou op jou gesteer het, dit is al haar hawe. En nou steek jy weg. Dit is nog nou 'n nuwe ding. So, wat is in ons lewe? Noem vir my, wat maak jou moeg vir die lewe? Enigiets. Wat maak jou moeg? Enigiets. Enigiets wat jou lang lê. Jy mag nie sê jou man nie. Finansies. Okay? Siektes. Okay? Siektes, finansies, dit is van die groot goed. Besluite, lewensveranderende besluite, wat jy nie weet wat ek kan doen nie. En denk jy, julle was my WhatsApp, kan ek nou nie gaan sê. Daar is so baie goed. En wil jy regtig die rede wees om iemand die nacht wakker lewe op dit ook nog? Jy is net die diskant onder finansies. Dat is die groot. Want jou hawe is nou weg. En omdat ons in 'n klein dorpie bly, wat het julle gebeur in klein dorpies? Almal weet alles van almal. Jy sê die een ou een van my man, hy sê, ja, maar ek wil ook in die stad bly, daar ken niemand jou nie. En dan dink ek, dis ook waar. Nee, maar die sommers mekaar druk en vat en die kamers het net soos jy is goed hier, nee? So dis ook 'n ander lewe, ek dink nie ons het wat hier bly so gemaak nie. Ons situasie is anders. Maar ek het eendag, soms in die lewe lees jy een sin raak, of jy lees 'n boek, of jy sien een post dingetjie, wat 'n lewensveranderende effek het for life. Dink goed terug, as jy iewers iets gelees, dat het jou bygebly ewig. Maar eendag het ek iets raak gelees, don't let small town life make your life small. En dit is so mooi, want dit hoef jy kan soos groot drome hê, jy kan baie verrig, ons wat hier bly, doen baie en nog meer as in die stede. Ons het baie in ons. Ek stem jou saam, nee? So nie twyfel oor dit nie. En ja, ek eintlik nie dat jy daai sin sê alles. En elkeen van ons het ook 'n Bybelversie, nee? Jou Bybelversie wat jy in jou gatsak sit, of in jou bra druk, of in jou handsak gooi wat jou deur die lewe dra. Nee? Mag ek jou versie hoor? Nee, al is dit nie, sê nou maar die 4:1 vers 1 tot 3:1. Jou lewensversie. Dit is al te veel. Nee. Kort en kragtig. Myne is, ek gaan nou Engels besteed met my rede. I know the plans I have for you. Met daai mooi ene, en ek klou aan dit nog vas. Yes, dit is net uit verstel. Maar wat ek wil sê, nou hoeveel ek dit eendag ook het weer nodig het. En ek begin. I know that, toe kom ek op I know it in last summer. Ek weet, maar ek so gerang myself. Maar daai versie bly my by. Dis jou vers, en 'n vriendin het my op my weer sê dat op die leer dat uit kerk of patrouilleer of wat ook. So, elkeen het sy lewensversie wat ons aan moet dra, nee, for life. Ek het nou die dag 'n kliënt gehad, van julle sal ook nie mag nie name nou nie.
En sy het vir my gesê, ag maat, ek het 'n knopjie in my nek, en ek massage ook, en hard, en sy sê, druk gou vir my, en ek druk, die Here is my herder, die ekstra versie. Ek sê, Jesus, iemand het toch nooit vir my geblek in die Bybelvers, sy sê, nee, jy druk vir my seer. So die versie, baie betekenisse, en die Here het besin vir iemand. En, weet jy wat dink ek deesdae is die mooiste ding wat iemand vir jou kan sê, buiten, yes, jy het my maat geraak, jy is so goed. Jou hare, kijk maar jou hare, jou vel, jy het my skoene aan. Wat dink julle in hierdie lewe is mooier as dit? Ek bid vir jou. En as ek nou dit sê, is dit mens gaan recht vir jou. Ek voel dit aan. Iemand stuur met onverwags 'n boodskap. Hoorie, hoe gaan dit met jou? Ek bid vir jou. Hoorie, dit is asof alles in my lam raak en net soos, wat jy geweet. En ons het daai vriendinne ook, wat baie min met jou praat, maar hulle stuur net 'n boodskap wat sê, ek bid vir jou. Weet jy myself die vriendinne? Hou hulle. Wees jy al vir hulle. En hulle bid regtig opreg vir jou. Ek gaan vir hulle 'n boodskap lees van 'n meisie, sy bly in Namibië. Sy was met my in die laerskool. Sy stuur vir my uit die blauwte. Ek gaan het gesoek. Ewe skielik sê sy, ek bid vir jou, nie waar? Ons lief jou so baie. Ek weet nie wie sy reis nie. Maar wat sê ene, waarom meer as een, en dan troekie, een liefde. En dit gaan oor die dag, en ons bid vir jou, en ons die Here weer jou, en dit is ongelooflik mooi, en ek is ongelooflik huil, en ek is ek vergeet jou nie, ek is altyd hier vir jou, dankie dat jy my vertrou, en ek weet jy was nader. Ek sê vir julle, ek dink ek het al gesien, sy eerste pauze was. Beloof. Of dit, iewers dalk maar so lang terug, is die persoon, ek dan moet weet, net verskyn, dis engele wat die Here vir jou stuur. Want dan die Here stuur ons engele, ons vergeet van hulle. Dis so gewerk is nou 'n vraag op 'n klapie by my gekoop te maak. Eendag sê pastoor vir my, jy moet onthou dat die Here engele op die aarde sit vir jou. Dit vertel is my storie van huise waar ek ingebreek het, en die een spesifieke huis was dan net ingebreek het, en ek kom te laat meer, die mense het engele op die huis gebruik. So sterk is engele, vergeet dit. En my man se klein niggie, sy dogtertjie, hulle was 'n ongeluk. Sy's gebreek, stikkend, en haar hart is gebreek, en die dogtertjie is op slag dood. Die toneel sy was 3. Dit het my so ontstel, want daardie tyd was my kind dieselfde ouderdom en meer, dat ek vir berading moes gegaan het met die storie. Dus hy ook vir my, as jy jou deel doen as mama, en jy bid die Here en die engele beskerming, en dan gebeur dan iets, dan is dit, ek kan niks doen nie, ek kan niks verder doen nie. En daar is weer 'n reel wat ek gehoor het, wat my bygebly het, vol life. En as die kinders by jou is, het sê, hulle gaan iets voorkom. As ek nou vinnig oor kinders moes praat, maar ek wil net iets oor die engele. So, op die einde van die dag, wil ek sê, ons vroue, as ons mekaar hanteer soos marshmallows, jy maak het voel sag as een marshmallow, dis nou met besagte fluffy ding. As ons 'n bietjie verf oor mekaar, oor mekaar, glo my, almal het 'n bietjie verf nodig. 5 en 5. Wees sag. Kan ons dalk hierdie harde lewe beter hanteer?
En ons kan beter terugbons, want ons het 'n vangnet van vrouehande en vroueharte wat daar staan om ons te vang. Daar is genoeg lelik, genoeg onregverdig in die lewe, dat ons mekaar nog lelik kan doen. En onthou die hawe, om daai hawe te wees, die hawe van deernis, van liefde. En daar is vir my niks mooier en meer en ons weerkaal voel by die sel wat is, as ons praise and worship voor die tyd, en iemand kom staan voor jou en begin bid. Dit is die Heilige Gees wat daar is, en wat jy raak lang en jy begin onbedaarlik huil. Want 'n vrou, vriendin, mens, vat aan jou, en bid vir jou, uit haar hart. Hoe mooi en lekker, as ek daar wegstap nie, I can conquer anything, there is, het huppel in jou stap, en julle wat kinders het, ek weet die klein kindertjies bid ons nog nie voor mense nie, so probeer nou, want ek het baie lang van, en my dochter is er sy gaan bid, dus ek en Emma en Mia, ons in die bed, ons gaan slaap, en ek wil ons onder, en Mia bid al my gebed, als ek sy eindig af, en sy sê, ek bring het ons maar in, ag Here, en asseblief wat ons so vrek vind, dit volgende week, en ek moet laag, want die Here het al gemaakt, nee, die Here het my gemaakt, die nes ek is. Ek kan nie anders wees nie, en ek is op my sêne wees, ja, maar as jy misschien is altyd as jy sy goed moet doen, maar ek kan nie anders wees en geskep is. En nou wil ek afsluit en te sê, bid, en bid, is string Bybelverse en mooi woorde vir 'n ander vrou se nek. Van een vrou na 'n ander. Baie dankie. Heal me.
Ek dink elkeen van ons het 'n verskeie mooi boodskap gekry. Ek is aangeraak. Baie dankie. En ek het iets vergeet om te sê. Daar gaan weer projekte wees en die geld wat ons bymekaar maak vanaand is onbetaal aan die wêrelddag vereniging. Elke klein bietjie help is nie verpligting nie. Christa, dankie. En veilig reis toe. En vir dis wat graag wil ons aansluit agter die voorportaal, daar is lekker sap, koffie, iets om te drink en 'n koekies om te eet. En baie dankie vir almal wat hier was. Mooi aand.